ons slaan ons oë op na die berge, waar vandaan sal daar vir ons hulp kom. Ons hulp is van die Here, wat hemel en aarde gemaak het. Hy bly altyd getrou, en hy laat nooit die werk van sy hande vaar nie. Amen. Wende van die Here genade vir julle en vrede van God ons Vader en van Christus Jesus ons Here en van die Heilige Gees. Ons gaan nou stil word met hierdie lied, of nie stil word nie, ons gaan die Here loof. Elmien gaan vir ons die lied speel en ons lees dit gerus terwyl sy dit speel. Dit is 'n pragtige loflied waarin die psalm sing van die vreugde van die Here se teenwoordigheid en die veiligheid in sy teenwoordigheid. Wanneer ons in die Here se teenwoordigheid is, dan word ons ook net weer bewus daarvan dat God heilig is en dat ons sondaars is. Ek het gedink, ek gaan 'n paar verse uit Psalm 32 lees, waar Dawid praat oor sy sonde voor die Here. Kom ons luister daarna en dan verootmoedig ons voor die Here. Ons gaan vir ons 'n stukkie speel, terwyl ons dan onsself verootmoedig. Maar kom ons luister eers wat skryf Dawid in Psalm 32. Dit gaan goed met die mens wie se oortredings nie gestraf word nie, wie se sonde vergewe is. Dit gaan goed met die mens vir wie die Here die oortreding nie toereken en in wie se gees geen valsheid is nie. Toe ek oor my sonde geswyg het my liggaam uitgeteer soos ek heeldag om hulp geroep het. U hand het dag en nag swaar op my gedruk, my krag het opgedroog soos water in somerhitte. Toe ek my sonde bely, my oortredinge nie weggesteek nie. Ek het gesê, voor die Here bely ek my opstandigheid. En U het my skuld vergewe. Dit is waarom elke gelowige in 'n tyd van nood tot U bid. Of julle dit ook al beleef het, die man, iets wat in jou lewe nie reg is nie en jy kom nie uit daarmee in jou binnekamer. Dit is asof daar afstand kom tussen jou en die Here. Dit is wat Dawid hier sê. Hy het uitgeteer
En toe hy sy sonde bely, het alles verander. So kom ons word nou stil voor die Here en ons bely ook. Elkeen daar waar julle sit voor die Here. Het ons na U beeld geskape met 'n verstand om U te ken, 'n hart om U lief te hê, 'n wil om U te dien. Maar ons kennis is onvolmaak. Ons liefde weifelend. Ons gehoorsaamheid onvolledig. Dag vir dag misluk ons om te groei na U beeld. Vergewe ons in U milde liefde. Deur Jesus Christus ons Here. Amen. Almal wat met 'n ware berou en opregte geloof hulle toevlug neem tot hulle enigste verlosser, Jesus Christus, verkondig ek in die naam van die Here dat jou sonde vergewe is. So lief het voor die wêreld gehad dat hy sy enigste seun gegee het, sê Johannes 3 vers 16, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore sal gaan, maar die ewige lewe kan hê. Ek wil graag nou 'n enkele vers lees. Ek het dit nou nie voor ek dit hier gesoek het. Ons het dit in die week ook gelees, Micha 6. Het was nogal vir my 'n interessante boek om deur te werk. Maar in Micha 6 staan wat ons moet doen. Ons wat aan die Here behoort. Ons wat die ewige lewe ontvang het. Hoe leef ons voor die Here? Hoe antwoord ons die Here op sy goedheid en sy liefde vir ons? Hy sê in Micha 6 vers 8, mens die Here het jou bekend gemaak wat goed is. Hy vra van jou dat jy reg sal het geskied, dat jy liefde en trou sal bewys, dat jy bedagsaam sal lewe voor jou God. Reg, liefde en trou, bedagsaam. Bedagsaam, dink ek beteken, miskien nie die beste vertaling nie, bedagsaam beteken om beskeie te wees voor die Here. Nie met 'n groot kop rond te loop asof jy nou net die man is nie, maar beskeie voor die Here te leef. Ons gaan vanoggend ons geloof bely met die Nederlandse geloofsbelijdenis artikel 1 is vir my ongelooflike mooi bewoording van wat ons glo oor God. Dit is nou net 'n kernbelydenis oor God. Ons glo almal met die hart en bely met die mond dat daar 'n enige en enkelvoudige geestelike wese is
wat ons God noem. Hy is ewig, onbegryplik, onsienlik, onveranderlik, oneindig, almagtig, volkome wys, regverdig, goed en die alleroorvloedigste fontein van alles wat goed is. Dit is die Here vir wie ek en jy elke dag leef. Ons gaan nou uit die woord lees, maar kom ons word hier stil en bid ons saam. Here, op hierdie pragtige Sondagoggend aanbid ons U as die alleroorvloedigste fontein van alles wat goed is. Here, ons het eintlik nie woorde as ons oor U praat. Ons het dit nou gelees hoe die Nederlandse geloofsbelijdenis iets probeer sê van U goedheid, van U barmhartigheid, van U liefde, van die genade, van die omgee, van die wysheid, van die regverdigheid, van die ewigheid. Here, maar U is so anders as wat ons is. Dat ons eintlik die woorde het om U te prys, Here, behalwe dat ons kan sê, loof my siel en alles wat in my is, die Here se naam. Dankie, Here, dat U in U grootheid en in U wysheid, in U ewigheid tog ook vir ons 'n plek het in U hart, in U raadsplan. Elkeen van ons iewers daarin was. Dat U met ons op pad is. Here, ons kan dit amper nie glo nie. Ons prys U vir U goedheid. Here, en ons is in hierdie dae so bewus daarvan dat ons U nodig het. Here, die wêreld is op sy kop gekeer deur die pandemie. Mense is dood. Mense is siek. Die wêreld is onnatuurlik. Ons sit hier onnatuurlik. Ons kan nie eers sing om U lof groot te maak, Here, wat ons mag nie. Ons ekonomie is op sy knieë. Mense het hulle werk verloor. Gaan honger slaap. Here, ons wêreld is stikkend. Die menslike wysheid en planne gaan nie alles weer regmaak. Here, ons het U nodig. Ons het U so nodig. Daarom steek ons hande na U toe uit in gebed vanoggend, Here, en bid dat U ook vir ons in U genade sal aansien. Vir ons sal vashou. Vir ons sal sorg. Here, ons is nou hier by mekaar, omdat ons na U woord wil luister, en daarom bid ons, dat U ook nou deur U woord, en deur U Gees, met ons besig sal wees. Ons vra dit in Jesus naam. Amen. Ons het 'n redelike deel van Josef se lewe wat ons vanoggend na kyk, hoofstuk 42 tot 45, vers 1. Ek gaan nou nie dit alles lees vanoggend nie, dit sal vir jou goed wees om dit weer te lees. Dit is 'n aangrypende verhaal. Josef is ons nou die onderkoning na
hulle dan seker maar in die eerste jaar of 2 daar uitgekom het, dan kan jy sê op 'n kol vir hulle hoeveel jaar dat van die droogte nog oor is, ek is nou nie 100% seker nie, maar kom ons afvaar, hulle dadelik gegaan na die droogte nou begin byt het, dan is het minstens 20 jaar wat hy sy broers laas gesien het. En hier staan hulle voor hom. Of julle dit al beleef het nie, maar mens dink partymal het iets gebeur, jy is verby 'n ding het gebeur, jy het diep seer gemaak, maar jy is nou oor het. Dit is verby, jy gaan aan en jy is nou alright. En net so kom alles terug. Dis wat ons lees hier in vers 9. Vers 8. Josef het sy broers herken, hoofstuk 42 vers 8, maar hulle het hom nie herken nie, en hoor dan dat staan daar. Hy het aan sy drome van vroeër gedink. En vir hulle gesê, julle spioene, julle denk om kyk waar die land maklik ingeval het. Onmiddellik skop hierdie ou woede in. En die volgende 2 hoofstukke is die verhaal van hoe Josef sy broers met hulle kop smokkel en met hulle mors en hulle seermaak. Hy gooi hulle in die tronk, né? Dis die eerste ding wat hy doen. 3 dae lank gooi hulle in die tronk. Dan sê, okay, maar hy is nou nie so slegte ou nie, hy sal hulle laat teruggaan, voorwaarde dat hulle boetie, Benjamin moet saambring, as hulle weer kom, maar intussen, as waarborg, bly Simeon in die tronk, nou ja, mense ons dink, ou wat self, 'n klompie jare in die tronk deurgebring het, weet, wat hy doen. Hy gooi vir Simeon in die tronk. Hy sit hulle geld terug, laat sit hulle geld terug in hulle sakke, toe hulle by die huis kom weer, by hulle pa, is hulle beangs en bang, want nou is die beskuldiging nog oor hulle, dat hulle nie betaal het vir die goed wat hulle gekry het nie. Ja. Dan gaan hulle weer terug na hulle, met moeite hulle pa ons oorreed om vir Benjamin te laat saamgaan, en hulle staan daar in angst, hande wryvend en wonder wat gaan nou gebeur, en dan ontvang Josef hulle soos eregaste in sy huis. Hy het 'n feesmaal daar in sy huis, en hy sit saam met hulle aan tafel, en hulle eet saam. Hulle is verward. Weet jy wat aangaan nie? Wat het hulle aan die man nie? En dan, as hulle teruggaan, dan laat hy sy silverbeker in Benjamin se sak sit. En toe hulle so net weg is, toe stuur hy sy soldate agter hulle aan en sê, hoekom het julle my beker gesteel? En die broers is almal verontwaardig. Nee, hoekom sal ons dit gedoen het? Ons is nie diewe nie. Sit maar ons goed deur, julle sal sien. Dan begin hulle soek eers by die oudste, en dan by so in die ry af, tot hulle by Benjamin kom. Daar is die beker. Wat het hulle gedink? Hoe kon hulle seker wees, dit was nie Benjamin regtig wat dit gevat het? Nee, hulle weet nie. Benjamin sê hy nie. Hoe weet hy? Ja, gebeur my merkwaardige ding. Hulle draai almal om. Hulle laat nie vir Benjamin alleen teruggaan nie. Dit is nou waar ek wil hê ons moet vanoggend begin lees, hoofstuk 44 by vers 16. Genesis 44 vers 16. Judas nou die vegsman hier, hulle staan nou voor Josef, hulle is nou allemaal terug voor Josef, en dan sê Judas, wat kan ons vir meneer sê? Wat kan ons antwoord
antwoord en hoe kan ons onsself verontskuldig? God het ons sonde aan die lig gebring. Hier is ons. Ons is meneer se slawe. Ons almal, saam met hom by wie die beker gekry is. Toe sê Josef, dit laat ek nie toe nie. Die een by wie die beker gekry is, sal my slaaf word. En julle kan ongehinderd na julle pa toe gaan. Maar Juda het nader gekom en na Josef toe en gesê, asseblief tog meneer, laat ek toch nog net een keer iets sê, moet toch nie vir my kwaad word nie. U soos die farao self. Meneer het ons gevra of ons pa nog leef en of ons nog 'n broer het en ons het vir meneer gesê, ja, ons pa is oud. En op sy ou dag het hy nog 'n seun wie sy broer dood is. Die seun is die enigste wat van sy ma oorgebly het en sy pa het hom lief. Maar hy het gesê, ons moet hom na u toe bring, sodat u hom kan sien. Toe het ons vir meneer gesê, die kind kan nie van sy pa weggaan en as hy so weggaan, sou dit sy pa se dood beteken. Maar hy het vir ons gesê, hy wil ons nie weer sien, as ons jongste broer nie hierheen kom. En toe ons weer terug was by die onderdaan, ons pa, het ons hom vertel wat meneer gesê het. Ons pa ons later weer vra, of ons 'n bietjie kos te gaan koop, het ons ook gesê, ons kan nie gaan, as ons jongste broer nie by ons is. Net as hy saam gaan, kan ons gaan. Want ons jongste broer, as ons jongste broer nie by ons is nie, sal die man ons nie weer daar ontvang nie. Toe het die onderdaan ons pa vir ons gesê, julle weet, my lieveling vrou het net 2 seuns vir my in die wêreld gebring. Die een is vir my af weg, en ek moes aanvaar dat 'n roofdier hom opgevreet het. En ek het hom tot nou toe nog nie weer gesien. As julle nou ook nog hierdie jongste van my af wegvat, en hy kom iets oor, sal julle my in my ouderdom laat sterf van verdriet. Wanneer ons dus by ons pa terugkom, en die seun aan wie hy so geheg is nie by ons, ja, as hy moet sien die seun is nie daar nie, sal hy sterf. So sal ons pa, wat 'n ou man is, van kommer laat sterf. Juda het verder gesê, ek het vir my pa gewaarborg, dat die seun sal terugkom. Ek het beloof, ek sal vir altyd by my pa in die skuld wees, as ek die seun nie terugbring. Hou my daarom dan nou hier, as meneer se slaaf, in die plek van die seun. Maar laat hy saam met sy broers teruggaan. Hoe kan ek sonder die seun by my pa aankom? Ek sal dit nie kan verdra, om te sien dat so smart omtref. Josef kon homself nie langer bedwing voor die mense wat hom bedien het nie. Hy het hulle almal beveel om van hom af weg te gaan. En daar was van die wat hom gedien het nie een by hom, toe hy hom aan sy broers bekend gemaak het. Hy het so hard gehuil, dat die Egiptenaars en die mense in die Farao paleis dit gehoor het. Lees vanoggend tot daar by die woord van die Here. 'n Grypende verhaal van hierdie ontmoeting tussen Josef en sy broers. Maar ek wil hê ons moet eers na 'n videoetjie kyk oor die verlore seun. Verhaal van die pa wat sy kind altyd lief gehad het. Daar is die pa en hy het 2 seuns gehad. Op 'n dag sê die jongste seun vir sy pa, hy wil nie wag tot sy pa dood is voor hy sy geld kry, hy wil het sommer nou al hê. Hy wil nou al sy erfkos hê. En vreemd genoeg sy pa gee dit vir hom. En daarna is die seun weg om sy erfkos te gaan geniet. En hy het die geld uitgemors met partytjies en allerhande verkeerde goed. En toe
mens geld uitgee en uitgee en uitgee en jy kry niks in nie, en die geld opgeraak. Al wat hy kan doen, al werk wat hy kan kry, om te doen is om by 'n boer te gaan werk en sy varke op te pas. En moet julle weet, vir 'n Jood is 'n vark nog 'n onrein dier ook, en hy sit toe daar en dink, yes, so sleg het die lewe nou geword, en hy wens, hy kan die varke se kos eet so honger as hy. En toe besef hy was baie verkeerd, hy het 'n verskriklike groot fout gemaak. En toe staan hy op, en hy gaan terug na sy paard. Sy paard die hele tyd uitgekyk vir hom en gewonder, wanneer gaan sy seun weer terugkom? Toe sien hy hom al van ver af, en toe hy hom sien, toe hardloop hy op die seun af, en hy gryp hom vas, en hy omhels hom. Die seun sê vir sy pa, ek is jammer pa, ek het 'n baie groot som met die pa gedoen. Kan ek maar hier kom werk vir pa? Pa sê, nee man, jy kom werk nie vir my nie, jy is my seun. Ek is so bly, jy is terug, ek het na jou verlang, en hulle trek vir hom nuwe klere aan, want sy ou varkklere was nou nie meer lekker nie. Sit 'n ring aan sy vinger om te wys, hy is 'n baie spesiale lid van die gesin. En hulle begin feesvier daar in die huis. Slag die vetgemaakte kalf en almal word vrolik, en toe die oudste broer by die huis kom, is hy baie kwaad. Sy pa gaan, hy weier toe om in te kom en saam te kom feesvier, en sy pa kom so wat vir hom, kom net in die huis in. Maar die seun sê, ek wil niks met daai slegte seun van jou te doen nie. Ek sal nie saam met hom feesvier nie. Pa sê vir hom, my kind, ek is vir jou lief, net soos ek vir jou broer lief is. Kom asseblief, ek kom vier fees saam met ons. Aangrypende verhaal. Ek sal nou weer terugkom na die verhaal toe. Kom ons kyk gou eers vir 'n oomblik terug na Josef se verhaal. Wat sou in Josef se hart aangegaan het toe sy broers na 20 jaar plus weer sien en hy mors met hulle? Die Bybel sê nie vir ons reguit hoekom Josef so gemaak het. Daarom is die verklaarders ook nie dit eens oor Josef se motief nie. Party sê hy wou hulle terugkry en straf vir alles wat hulle hom aangedoen het. Ander sê weer, maar Josef wou hulle help om te sien hoe verkeerd hulle was. Dan sal ook verklaar wat sê hy wou hulle toets om te sien of hulle verander het voordat hy weer met hulle vrede maak. Ek dink dit is die wat sal ek woord is die motivering waarmee meeste van ons groot geword het. Josef is hierdie goeie oukie en hy probeer maar net kyk of hy sy broers kan help om ook op die regte plek te kom. Maar nou moet ons onthou, hierdie verhaal is nie Josef se verhaal. En Josef is ook nie noodwendig die held in die verhaal. Kyk, in 'n gewone storie is die hoofkarakter mos nou die held. Maar Josef is nie die hoofkarakter in hierdie verhaal, en God is die hoofkarakter in die verhaal. En hierdie verhaal gaan nie oor Josef as sodanig nie. Dan begin die verhaal in hoofstuk 37, hier volg die familiegeskiedenis van Jakob. Waarmee die skrywer vir ons wil sê, hierdie verhaal is God se mense se verhaal. Die verhaal van God op pad met sy mense. En dan, as ons so daarna kyk, as
so daarna kyk, hoef ons nie te dink Josef is hierdie onbesproke kerel wat niks verkeerd kan doen. Josef is ook maar 'n mens net soos ons, met al sy foute, en hy het 'n mens van vlees en bloed. Ons kry nie mense wat net goed is nie. Net soos jy ook die mense kry wat net sleg is. En hier sien ons 'n kant van Josef wat nie so mooi lyk nie. Ons in die ou Josef hier terug, die Josef van hoofstuk 37, die arrogante mannetjie wat daar geloop en spog het en stories met sy pa aangedra. Hy's eensklaps weer terug. Toe hy weer sy broer sien, is al daai haat en wrevel en woede terug. Nou Josef die hef in die hand, hy is nie meer die weerlose slagoffer wat hy was in hoofstuk 37 van sy broers met hom kon maak wat hulle wou nie. Nee, hy kan hom met sy broers maak wat hy wil, en hy doen het met oorgawe. Ek het net so 'n stukkie daarvan vertel. Van die begin af was Josef se plan om weer vir Benjamin te kry, sy broer. Daarom vra hy van die begin af, toe sy broer sien, vra hy hulle uit, om uit te vind, hoe gaan dit by die huis, waar is Benjamin? Hy sien hom nie hier tussen die ander broers nie, en hy sê, hy gaan nie weer met hulle praat, as Benjamin nie by is, en na die ete, ons lees ook daarvan die ete, wat hy vir hulle gee vir Benjamin meer kos as vir al die ander bederwe hy sy broer, en dan sit hy sy silverbeker in Benjamin se sak, want so lyk het vir my sy plan was om vir Benjamin, kyk, by hom daar, hy sê ook vir die ander, hulle kan maar gaan, hulle hoef nou nie op terug te kom, hulle kan maar gaan, net die appel wie hy die beker kry, hy moet bly. Want hy dink, dan kan hulle nou maar sien kom klaar, hulle het nou droog gemaak, en dis nou 'n goeie straf, dat hulle nou bedroog daarvan afkom, en dan is hy Benjamin by mekaar. Dit is hoe Jakob, Josef dalk gedink het. En dan gebeur daar iets wat Josef nooit kon voorsien. Al die broers draai op. Saam met Benjamin. Hierdie roerende pleitrede van Juda het Josef tot sy sinne geraak. Hy kom agter terwyl hy besig is om kat en muis met sy broers te speel en vir hulle 'n les te leer wat hulle nooit sal vergeet nie, is daar ander wat seer kry. Sy pa. Tot hiertoe was Josef so half die held in die verhaal, maar hier leer ons hom ken as 'n man wat met sy eie pa se lewe dobbel. Terwyl Juda met hom gepraat het, het Josef agtergekom, terwyl hy met sy wraakgedagtes gesit het, was sy broers, het sy broers gegroei. Dis nie met die broers wat hy geken het, toe hy nog in die huis was nie. Sy broers het aan hulle pa gedink, anders as hy. Nie net aan hulle self nie. Ek met Juda bied selfs aan om 'n slaaf te word as Benjamin maar net kan teruggaan. En ek dink ons moet dink dat die situasie by die huis verander het toe Josef weg is. Benjamin het vir Josef in Jakob se hart vervang. Benjamin was maar nog altyd weer die wit broodjie wat Josef altyd was. En Jakob keer die hele tyd vir Benjamin uit, so ek dink net die broers het oor Benjamin anders gevoel as wat hulle destyds oor Josef gevoel het. Was vir hulle sleg. Hierdie broer van hulle wat voorgetrek word, maar Juda is ter wille van sy pa
self agter te bly as 'n slaaf, sodat Benjamin net kan terugkom. My pa het altyd vir my gesê, as ek met stories by hom aankom, wat het die ander nou alweer gedoen, het my pa gesê, my kind, wees nie altyd regverdig nie. Moenie dink net jy is reg. Moenie dink al die reg is aan jou kant nie. My pa sal dit sekerlik vir Josef ook wil sê. Sê Paulus dan, 1 Korintiërs 10 vers 12, wie staan, wie meen hy staan, moet oppas, dat hy nie val nie. Nie een van ons is te goed, om 'n fout te maak nie. Josef het menslik gesproke al die reg aan sy kant gehad. Maar hier is hy verkeerd. Die vraag wat ons maar vir onsself moet vra is, hoe reageer ons as iemand iets aan ons doen, of ons in 'n situasie van onreg beland? Wat maak jy as jy aan die ontvangkant van onreg is? Hoe hanteer jy dit? Dit is die vraag wat my gebring het by die verhaal van die verlore seun. Dit is net te na gekyk. Kyk, dit is ons nou duidelik in daai verhaal dat die jongste seun die verkeerde ouers. Hy het sy pa se erfgeld voortydig gevat. Hy gaan mors dit uit. En uiteindelik as hy terugkom, en sy pa bly is oor hierdie kind van hom wat terug is by die huis, dan is die oudste broer so kwaad, dat hy weier om sy jongste broer te aanvaar. Jesus het die verhaal klaar vertel. Want hy wil hê ons moet ons in die posisie van die oudste broer plaas. En vir onsself vra, wat sou ons gedoen het? Die oudste broer word die verkeerde een, omdat daar nie vergifnis in sy hart vir sy broer is nie. Gelukkig los die pa nie die broer daar, waar hy brommend en woedend daar buite die huis staan. Net soos God ook nie vir Josef gelos het, dat hy maar aangaan. Judas se woorde gryp hom so diep in die hart, dat hy in trane uitbars, ons gelees. Iets verander in Josef se hart. So kom ek vra weer, hoe reageer jy op onreg? Want as God met Josef op pad kon loop en vir hom kon verander, moes van ons ook waar. Dan hoef ons nie wrokkig en wrevelrig deur die lewe te gaan. Kyk, die lewe is nie regverdig. Ek hoef dit vir julle te vertel. Maar ons hoef nie wrokkig en wrevelrig deur die lewe te gaan. Soos die oudste broer in die gelykenis. Ons enigste reaksie op onreg hoef nie vergelding te wees, soos wat Josef gedoen het. Julle, ek weet waarvan ek praat. Ek al seer gekry in my lewe. En dan sit jy die hele tyd en hoop, die een wat dat jou aangedoen het, kom iets oor. Myself nou weer betrap met kom ons los maar dit. En dan kyk jy wat gebeur met daai en jy hoop die hele tyd, maar daar gaan iets slegs met daai gebeur. Laat dit nog
in jou hart leef, is jy nog nie op die regte plek nie. Ons gaan volgende keer sien wat het met Josef verder gebeur. Die regte ding om te doen. In 'n tyd van onreg en seer is om jou hart voor God uit te stort. Hy weet wat in jou lewe aangaan. Hy weet wat gebeur het. Ek het toe die slegte ding met my gebeur het, toe sê ek, my kind, ek is nou lus om soos Dawid, die Here sê, ek is lus om soos Dawid te bid, dat die Here die ouens sal bykom en hulle in die verderf in te bid. Sy my kind vir my, sy is 'n baie verstandige kind, sy sê, pa, los dit vir die Here. Hy weet baie beter as pa wat om te doen. Dit is wat ons met ons onreg en ons seer voor die Here moet maak. Los dit. Mag ek in die genade kry om dit ook in die week te doen. Amen. Kom ons bid saam. Here, dankie vir die voorreg om aan U te behoort. Dankie vir die voorreg dat U met ons besig is, Here. Daarom wil ons bid vanoggend, Here, dat U nie net met ander sal handel, soos U met Josef besig gebly het. Verander ons harte, Here. Sodat ons soos Franciscus van Assisi gebid het, in plaas van haat liefde sal gee. Die kwaad met kwaad sal vergeld nie, maar met onvernietigbare goedgesindheid teenoor ander. Here, ons sukkel daarmee. Vir ons dikwels onhanteerbaar swaar. Maar dankie, Here Jesus, dat U onder ons kruis ingebuk het. Dat U dit vir ons dra. Ons wil U volg. Bid vir hulle wat siek is, Here, in ons gemeente, in die hospitaal. Ons bid vir ons woning, waar daar ook nog mense is wat siek is, Here. Vir Antoinette daar, wat hulle verpleegkundige is, ook siek is. Here, ons bring hulle allemaal vir U. Ons bid vir hulle. Dankie, Here, dat die tekens daar is, dat die reën aan die kom is, wil U dit tog ook op die tyd stuur. Ons vra dit in Jesus naam. Amen. Ja, ons het nou nie 'n skerpie nie, so ek gaan nou ons slotlied lees. Jy kan speel terwyl ek lees asseblief. Goed. Dat ons die woorde kan hoor en dat julle saam ook met die Here kan praat oor in die woorde van hierdie lied. Dit is lied 572. Heer, soms word ek ongeduldig, is die opskrif. Soms word ek ongeduldig as ek weer
majesteit of glorie opgesluit. Het self gevoel wat seer is, 'n hart wat omgekeer is. Ek glo aan die medelee wat U ondervind vir my. Sien die laaste stukkie, U het self gevoel wat seer is en 'n hart wat omgekeer is. Ek glo aan die medelee wat U ondervind. Dis hoekom ons kan leef. Mevrou, dat julle sal staan vir die seën en huis toe gaan en Jesus sal volg. Hy wat gebid het vir hulle wat hom vervolg het aan die kruis en gesê, Vader, vergewe hulle. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees ons voorspraak, bly by julle almal. Amen.